is menswaardigheid vir jou so belangrik? Ja, toe ek nou gepraat het oor wat 'n lens het vir my gehelp om te verander, Marius, het ek skielik besef, dit is regtig hoe ons deur taal oor mense praat. Jy weet, as mense 'n skepsel is, of ons gebruik ontmenselike, jy weet, dat een kom klop aan die deur, verontmenslik ons eintlik mense. In die ou Suid-Afrika, het jy in die koerant gelees, daar's soveel mense in 'n ongeluk dood en soveel insittendes, die bestuurder en soveel insittendes. So is ontmensliking tipe taal gebruik. Dit was om mense te sien as minder as mense, eintlik. As minder as ons, dan beteken dit mos as minder as mense. So die menswaardigheid is vir my ongelooflik belangrik, omdat ek dink dit is die lens wat ons gaan help om nader aan mekaar te kom, om grense af te breek, om mure af te breek en brûe te bou na mekaar toe. Die 4 waardes van die seisoen van menswaardigheid spesifiek is om te luister, om respek te hê vir mense, om liefde, 'n selfontledigende liefde. Baie anders as ons kultuur wat so individualisties opgestel is. En dan omarming van mense. So dit nie net hierdie ding van, ek dink jy het nou die dag in 'n gesprek gesê, uitreik moet eintlik insluit wees. Ek het ook so 'n ding van, jy weet, in ons gemeente waar ek is, het ons 'n uitreik, 'n baie groot NGO wat wonderlike werk in die gemeenskap doen. En dit verander die gemeentelede wat daarbey betrokke is se lewens. Maar ons gemeente lyk nog presies dieselfde. Hoe kan mense baie konkreet menswaardigheid beliggaam? Ek en my man was nou vir 'n hele paar jaar lid van 'n gay-vriendelike omgeegroep. En dit het vir my deernis, respek en begrip gegee vir die leefwêreld van homoseksuele gelowiges, wat ook in vaste verbintenisse is, wat ook kinders grootmaak, wat wonderlike verhoudings dikwels het met mekaar, wat al oor baie jare strek. Ja, so die omarming, die liefde, die luister oor grense, doelbewus oor grense. Ek dink aan ons breinvriende, ons het 'n egpaar wat ook baie dink oor mag en oor die geskiedenis en oor die konteks. Ons het moeilike gesprekke, ons het oor die jare moeilike gesprekke gehad. Een of ander teoloog het geskryf, om oor grense diep te kommunikeer, it's not a tourist delight. Dis nie, lekker nou vier ons bietjie diversiteit, kom ons sit en skuur bietjie skouers met die eksotiese ander nie. Dit gaan daaroor om regtig te praat oor die pyn van die verlede en oor hoe ons nog steeds deur ons taal en deur ons aksies en hoe ons samelewing opgestel is, mekaar uitsluit, seermaak en verontmenslik. Daar leer ek ontsettend baie. En ek dink almal van ons het geleenthede met kollegas by die werk, met mense wat ons pad kruis, om oor daai grense te gaan. Kom regte vriendskappe nie uit normale interaksies, natuurlike interaksies nie? Ja, dis 'n lieflike vraag. Daar waar ek in Somerset West woon, kan ek tot doomsday sit en wag vir natuurlike interaksie om te gebeur. Want ons het hoë mure, ons is 'n pure white gemeentetjie, en ek doen my middelklas praktykie daar. As ek nie 17 jaar gelede besluit het, ek gee nou vir die Here 2 dae 'n week uit my praktyk, waar ek nie geld vra nie, om in arm, swart en bruin gemeenskappe te gaan werk, het ek nooit regtig kontak met swart en bruin mense gehad het. Ons moet maar effort maak.